Goeiedag zijn allemaal, ons groet in de wonderbaarlijke naam van onze Heer Jezus Christus, ons verlosser. Aan ons kijkers, welkom bij seizoen 2, Onwaak, episode 1. En dit is wel voorrecht om weer eens vir julle te kan groet, weer eens vir julle te kan sien. Dit was nog eens na 'n lang tyd waar ons weer eens terug is, maar ons is terug. Ons is terug, gesag, Ons is terug, geliefdes, ons is terug. U wat nog nie weet, u saam met my sit, iemand van ons Eugene George. Gesag, hoe gaan dit met u vandag? Nee, wat broer Weiland, dit gaan goed. Deur die genade van die Here praat ons saam. Ja nee, gesag, ons het vandag het ons by ons keer daar 'n lekker boodskap gekry. Baie lekker. So ietsiekie om aan te pesel vir deur die week. Vir die lang. Maar vir vandag wil ek eintlik hê dat ons kykers moet ook iets hê om aan te pesel vir hierdie Okay. week. Hulle wat nog nie by die kerk nog gewees het, Ja. ons weet, pasgoed was te veel bereis, dan moes jy nou maar vinnig jy huis skoon gemaak en so. So as daar miskien 'n woord vir hulle, vir die dierbares wat ons miskien net wil, is ook net weer hy motivering om te sê, maar ek as Christen, ek kan weer my las weer optel, gesag. Geliefdes, julle is gegroet in hy naam, al my kykers, almal wat ons volg en deel uitmaak van al die bemoedigings. Soos ons sê, ons is by season 2. Nou geliefdes, die gedagte wat ons vanmiddag sou oor praat, is oor die wederkoms van die Here. Ek weet ons lewe en wederkoms is 'n realiteit, of ons dit wil verby dit kyk of verby dit gaan, dit moet gebeur. Of dit nou is, of dit môre is, of dit volgende jaar is. Al die tekens rondom ons bewys ons elke dag dat die wederkoms van die Here naby is. Met alles wat rondom ons gebeur, die koms van die Here, hy is naby. Maar ons het 'n gedeelte dat u kan net saam met ons volg as ons lees uit die woord van die Here in Matteus 24 vers 42. Hy sê, waak dan omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Nou geliefdes, as ons kyk in die 42ste vers, die woord begin met wak. Wak beteken wakker, wak beteken op jou hoede, wak beteken om te kyk, versigtig te wees. As die Bybel die woord so sterk uitbrei deur te sê wak dan berei die Here ons eintlik voor om vir ons te sê dat julle moet vir julle voorberei vir die dag. Daar's baie mense wat sê maar die Here gaan nie nou kom nie en daar's te veel dinge wat nie gebeur nie. Maar geliefdes, wanneer die Bybel praat van wak, dan praat die skrif indirek met ons wat agterbly, dat ons nie te gerustig moet wees, dat ons dink dat die dag nooit sal gebeur nie. Yes. Hy sê van julle weet nie watter uur julle Here kom nie. Yes. So God het nie 'n tyd gegee nie, nie 'n datum gegee nie, nie 'n jaar gegee nie. En verder in die skrif sê daar, so hy kom soos 'n dief in die nag. Hy kom Hy soos kom die dief. onverwags. Amen. Hy gaan nie kom wanneer jy's nog voorberei. Hy kom met hy kom nog reeds in daardie tyd en waar jy weet nie wat om dit te maak nie. Ja. Dis hoe die definisie is. Hy kom soos 'n dief in die nag, onverwags. Onverwags kom die Maar Here in. gesag, as ek mag vra, wat is die voorbereiding wat ons moet tref? Die voorbereiding wat ons moet doen om sy koms, dat alles gereed is vir sy tweede koms, wanneer hy weer kom. Wat moet ons doen as Christene om te verseker ons is gereed? Wat ons moet doen is, ons moet net die wil van die Here doen. As jy verder lees in die skrif, dan sê die Bybel dat as die Here kom, dan wil hy ons kom kry dat ons besig is met sy werke. Yes. So, wanneer jy besig is met sy werke, dan kan die Here jou nie onkant vang nie. Yes. Maar as jy besig is met sonde, as jy miskien 'n drankprobleem het, 'n rookprobleem, enige sonde wat ons kan noem op sy naam, as die Here kom en hy kom vang jou met die ding, dan is jy onkant gevang. Ja. Maar as jy die wil van die Here doen, dan kan die Here jou nooit hy kan jou nie onverwags betrap nie. Yes, gesag. En daar is 'n teks wat ek gelees het in hierdie week en ek dink dit pas eintlik by hierdie gedeelte wat ons mee besig is. In hierdie teks wat ek gelees het, staan as dit so 'n storie wat vertel word van 'n vrou. Yes. Ek weet nie of jy weet nie, maar daar is so in Amerika, is daar so 'n manier van as hulle gesondig en dan gaan hulle na so 'n kamertjie toe en hulle confess hulle se sin aan die priest. En as hulle se proses daaraan. En dat dit so dat die vroumens Amen. dag 1 confess sy haar sins en dag 2 confess sy weer haar sins, maar dis dieselfde sin. Dis dieselfde sonde. Sy doen dit oor en oor en oor en oor. Die derde week vra die priest
Is in Engels, maar ek gaan dit in Afrikaans sê. Vra die priester hom, waarom doen jy dieselfde sonde oor en oor? En sy sê vir die priester, haar kop, sê sy, maar ek kan mos net weer kom en vergifnis vra vir my sonde. En die priester is hy is so neergeslaan van hy weet dan nog nie hoe om nou weer verder te sê nie. Maar die is wat ek nog wil inbring. Die volgende dag sê die weer dieselfde sonde gedoen. Op pad na die priester, op pad na die confession booth. Toe word sy omgery van 'n voertuig en sy sterwe daarso sonder om haar sin te confess. Moral of the story is eintlik daarso. Jy kan nie dieselfde sonde oor en oor doen nie. Ons weet ons het 'n God wat vergewe, maar ons moet ook weet, ons kan nie advantage van daarvan nie. Daai vrou mens het gedink hy kan nou sondig en weer op pad confession booth toe. Hier sterwe sy. Die sonde is nog steeds op haar naam. Sy het nie geweet dis haar tyd nie, maar sy het nog steeds die sonde oor en oor gedoen asof dit nou maar net 'n normaal is. Sy het gedink sy het nog weer môre 'n kans om weer, maar ons as mens, ons ken nie ons tyd nie gesag. Ek ken nie my tyd as Wayland Darcy. Ek ken nie u tyd as Eugene George nie. Ons ken nie ons tyd nie, maar ons moet weet, ons moet voorberei is vir die tyd. Dis waarom ons moet nie kom met daai minagting om te sê maar my God vergewe alles. Ons moet ook ken, hy het ook perke. Ons het 'n God, hy voorsien, maar daar stye waar hy ook sê nee. Daar stye waar hy ook self sy voet neersit om te sê, my kind, jy's nog met iets verkeerd besig. My kind, jy's nog besig nou die stout. Jy is stout, my kind. Dit is eintlik wat die moral van die ding is. En dan ons kykers, moet weet, die tyd van die Here is naby. Hier is tekens hier buitekant. Hier is regtig wat. En nou die dag lees ek Revelation. En dit kom vir my so op, maar regtig wat. Ek is gebore in die laaste tyd. Die tyd is regtig naby. Hy kom al naby, al naby. En ek weet nie of ek voorberei is nie. Ek moet net vir myself voorberei. As jy van ek is hardkoppig om te sê, nee man, ek is voorberei nie. Ek moet op my twintjies is, want ek weet nie wanneer is die koms van die Here nie. Ewen terwyl Jesus praat kan hy ook kom. Ewen die engele in die hemel wat langs in hom staan, wat gereed is, weet nie eens van die tyd nie. Hulle ken dit nie. Gesag, dis daar 'n ander skrif. Maar ek wil ook ons het laas het ek met my vriende gepraat, op praat ons van die rapture. Praat ons van die koms van die Here en so. En wat ons daar genoem het is dat die rapture is mos nou wanneer ons so opgaan. Die wat nie gesterwe het nie en die koms van die Here, dan is hulle mos nou hier op aarde mos so. Dan vaar ons op na die hemel toe waar ons mos so geloop sê word, Wayland, jy hier so werke. Jy het so gedoen langs Eugene, jy het so gesoek reis. Ons weet eintlik hier die reis nie. Word gesê gaan hierdie kant toe, gaan hierdie kant toe. En op daai dag het gesê as dit Vrydag by ons jeugdiens het u gesê dat as daai tyd kom, dan kom hy met 'n vlammende swaard. Dan kom hy met 'n swaard. Hy kom nie weer met vrede nie. Hy kom nie meer met vrede nie. Gesag, hulle het nie daai skrif, wil u nie meer vir hulle weer uitbrei rondom hy skrif gesag. Kyk, die skrif sê, die Here sê, hy het mos gekom met vrede, hy het Jesus, hy het sy seun gestuur om vrede te kom verkondig, hy was vrede vir die vrou wat met die klip gestenig was, hy het klomp wonderwerke gedoen, toe hy mos nou opvaar, toe sê hy, kyk, my koms was vrede, toe hy gekom het, maar hierdie keer as ek kom, dan kom ek met die swaard, want die swaard beteken God kom nou om te kom oordeel. Geen mens gaan 'n verskoning hê nie. Die Bybel sê, hy gaan kom dat die pa en die ma en die kind gaan teen opstand kom. Teenoor mekaar. Terwille van wat? Terwille van die woord. Daai dag sal so bedraglik wees dat ek sal nie kan ewen hoe lief ek vir my vrou, vir my kinders is, vir die reiling van Jesus Christus nie. Want as hy kom, dan kom hy nie om verskonings te kom hoor nie. Dis die swaard. Die swaard is die woord. Dis die woord wat hy mee kom om ons te kom oordeel. Volgens ons werke. Wat ons gedoen het, hoe ons hom gedien het. Kyk, die enige ding waar mense gaan uitval, as die woord. Die woord is die swaard. En as jy nie volgens die woord wat die Here gelewe het nie, dan val jy uit. By die Here werk dit soos die gesegde woord sê, you die by the sword. As jy gelewe het, if you live by the sword, you will die by the sword.
Amen, jy het hom korrek. Dieselfde gebeur dit met Christus. Yes. As jy lewe In Christus, in Christus, dan sal jy sterwe. dan sal jy sterwe in Christus. So die ding is nie vir mense wat papbroekerig is nie. Nee. Ons dien die Here omdat ons weet dat daar is so 'n dag wat kom. Want soldate word nie gestuur na 'n gevetsplek dat hulle moet veilig terugkom nie. Nee. Is dit as baie Daar is die oorlogswoede. Daar is die oorlogswoede. Daar is ons wat jy dan nou moet op jou wakkerste is. Daar so wakker jy gaan dood daarso. Jy dood. One wrong move, dat dood jy. Jy dood. Ai gesag. Nou as ek my kyk of ek kyk vir ons broer Weyland, dan sien ek ons as die soldate van die Here wat gestuur is na 'n vreemde land toe. Yes. Om die koninkryk wat in die hemel is hier kom te verteenwoordig. Ja. En sekerlik raak die tyd al hoe minder vir sy koms. Yes. En ander woorde ons is vooruitgestuur. Julle moet julle klaar kry, iemand kom aan. Ja. Julle moet klaar maak, die koms van die Here is daar. Ons hou nie keer om mense lekker te laat En kry. te impress, Om te impress nie. Ons hou keer om die mens voor te berei vir die koms van die Here. Yes. Jy kan dood of God kan kom. Yes. So ons berei jou voor vir die dag. En is net soos wat u daar genoem het in oorloge. Onthou die soldate, hulle word hier getrein. Hulle word As jy getrek. asof hulle net gaan en hulle ken nie om 'n gun te gebruik. Nee. Jy word voorberei. Dis Jy waarom word ons 'n kerke, dis waarom ons die evangeliste en die diakens en die ouderlinge, Ja. maar ons kan bel om te vra verleiding. Ja. Dis waarvoor hulle daar is. Dis waarvoor hulle Die daar kerk is. is nie daar vir jou om elke Sondag vir jou fresh Nee. en netjies uit te vat nie. Dit Ja. is daar so om jou reg voor te Om jou reg berei, voor te mentally, berei. physically en Yes. spiritually, om jou voor te berei vir Praise wat kom. the Lord. Dieselfde as dit kom en Oh. sien, dis is simpelste voorbeeld. Ja. As sokker, iemand wat sokker speel. 'n Sokkerspeler. Yes. As hy gaan en hy speel 'n match en hy is Ja. die topspeler. Hy het nie daar gaan begin nie. Hy het Hy het te begin nou om te leer om 'n bal te dribbel. Hy het Ja. begin nou om te leer hoe om 'n bal te pas. Ja. Dis hoe hy gaan begin het. En dierbaar, ons wil nie hê u moet hy indrukking kry dat u moet eers begin het daar. Nee. Ja. U geloof kan soos 'n mosterdsaadjie is. Klein, Yes. soos 'n mosterdsaadjie is. Wat nog reeds as hy geplant word, dan loop groei in een van die grootste bome in. Gesag. Ja. En die dierbares verstaan nie die ding waar hulle vir hulself, Ja. daar's baie vriende van my. Ja. My ouderdom wat sê, nee, hy is nie nog gereed nou om Ja. die Here te dien nie. Dis nie hy is nie sy tyd nie. Ja. Hy's nog nie gereed nie. Hy moet hom nog Ja. self opbring. Jy kan nie wil jou eie Ja. pot wil nou eers regmaak en dan reed. Die Here moet nog eers die ding wat stuk in is, wil jy dan vat En en as reg ek vir wille formuleer. van hom dat jy hier is. Yes. As die asemhaling wat jy het, is dit nie syne nie. Die body wat jy dra, is dit ook nie syne nie. Jy's gemaak in sy image. Jy's gemaak in sy Hy het sy asem in jou ingeblaas. Asem in jou ingeblaas. Maar nog steeds wil jy nie na hom toe kom nie van Ja. wat? Jy's nog te skaam. Ja, jy's in groepsdruk, jy voel om jou vriende te beïndruk. Want die Bybel sê elke een sal voor die regterstoel staan. Die Bybel sê Johannes sê ek het 'n troon gesien. Yes. Die ding mos nou is jonk en is gevry, waarom nie nou te bekering, jy's nie gereed nie. Die Bybel sê dis hoekom ons sien ons jong mense sterwe. En niemand van hulle gaan die oordeele vryspring nie. Nee. Johannes sê ek het gesien by die Here daar is 'n troon waar klein en groot staan. Ja. En elke een antwoorde gee vir sy sonde, vir Yes. sy dade wat hy gedoen het. En niemand sal sekerlik hierdie dag verbygaan nie. Maar hier's 'n vers wat my aandag trek. Hy sê, maar weet dit as die huis hier geweet het in watter nag wat die dief sou kom, Yes. sou hy gewaak het en nie toegelaat het dat hy in sy huis ingebreek word nie. As die mens wat in hierdie huis bly Weyland, Yes. as hy geweet het die skelm kom van 10 uur, dan het hy alle sekuriteit gebruik om hierdie huis te bewaak. 14 is hierdie huis so gegaat gesag. 14 is alles in orde, want hy weet daar is mense op pad. Maar hy sê as hy toegelaat het dat sy huis ingebreek word nie, dan sou hy dit gedoen het. Wat wil ek wil gou die skrif draai, ek wil gou draai. Veronderstel jou liggaam as die huis. Dis die Yes. huis nie. Yes. Dis die huis hier van die liggaam. Yes. As jy nie wat nie, as jy nie bid nie, as jy nie Bybel lees nie, daar is iemand wat genoem word die dief. Dis die duiwel.
Hy kom, en as hy kom, en as jy nie wak hou oor die huis, dan kom hy hier om 'n sykie te plant. Die huis hier kom en hy sê jou, dis nie nou die tyd om te bekeer nie. Dis nie nou om, jy's nog jong, jy's nog jong, man. He's nog jong man, he's nog mense, Jy's nog mense. Jy is nog risig danser daar by te kan jy is nog perform man. En dis wat hy doen, hy kom in die huis, hy breek in, die dief. Die Bybel sê, hy het gekom om te steel, te roof en dood te maak. En as jy nie wat oor die liggaam en te sê, nee, om die liggaam moet begin in die Here dien nie, Yes. dan kom die dief. En as die dief wat gekom het, dan kom hy met praatjies. Yes. Hy beïnvloed jou. Hy laat jou besef dat daar is soveel tyd, maar terwyl daar nie tyd is nie. En ons dink ons het tyd, maar ons het regtig nie tyd in Hy ons klein hande. stemmetjie, hy klein Hy stemmetjie. klein stemmetjie. Gesag, en hy klein stemmetjie, hy praat so met my, hy sê, Willem, jy is nog te jong man. Ja, Jy weet dan nie, jy het al wetenskap gehad, jy weet die mense lewe tot 80 en 90. ja. Jy het nog 'n bietjie tyd man. Nou baie tyd. Waarom is jy so haastig? Ja. Maar ek sê van, hey, jy Ja. weet net die God kom. Ja. En nie eens die engele weet, hy kom. Nie eens die engel. So ek moet elke keer, elke tyd Maar dit wag. ek moet op my tone as ek moet wakker is. Ek moet wakker En soos jy wees. sê, ons moet die liggaam vat as die huis. En hy is die huis van die siel. Ja. Ja. Hy is die huis van Hy die is siel. hy is wat Hy is die wessel. Hy Yes. gesag en die ding is die Ja. duiwel het die neiging Ja. om ons jong mense. En ek sien nou gebeur dit nou gereeld. Ons jong mense word geïnfluence Ja. van hul vriende. Ja. Die duiwel stuur nog reeds hy stemmetjie Ja. en hy vriendjies Hy het sy om toepak. Ja. verdien te kan sê nee man my bra man. Ja. Los is dan man hierdie ding wat jy nou wil op 'n Vrydag Ja. kerk toe gaan man. Kom ons gaan nou hier by stap net gou draai hier saam met my. Ja. Later van tyd hulle vind jy hier is 2 uur in die oggend en jy's dronk. Ja. Verstaan nie gesag. As wat jy kon na die jeugdiens toe gegaan Ja. het. Verstaan nie gesag. Dis nie Daai ding. klein stemmetjie wat hier op jou skouers sit en Ja. altyd net iets sê. Hy sê net ietsiekie. Ja. Laat jy net kan 'n bietjie twyfel. Ja. Dat jy net 'n bietjie kan vir jouself dink, nee man, is dit eintlik Ja. die moeite werd? Ja. Maar ek wil sê aan ons kykers, dit is die moeite werd. Dit is die moeite. Gesag, voordat ons gaan na ons advertensie toe, wil ek graag net hierdie ding opnoem. Die daar was 'n skrif, ek weet nie wat die Ja. skrif is nie, maar as ek dit kan net so in kort sê, dat toe die kinders na die Here toe gegaan het, toe Ja. die disippels vir die kinders weggestoot en Aha. gesê, nee, my Here is nog besig, maar toe Ja. sê die Here, laat die kindertjies na my kom, Laat hulle van na is my vir hulle. Maar die koninkryk. Nou gesag, kom ek vra of vir u moet ons sien, en dierbares, luister my mooi, ek sê nie Ja. kinderagtig nie. Ja. Ek sê moet ons sê as kinders voorkom. Ja. En nou 'n kind as jy vir hom sê, is so, as jy Ja. vir hom sê, seentjie, Ja. die ding is onveilig, moenie, dan gaan hy net toe daar gaan. Hy gaan luister. Ja. Hy sê ja, groot mens om te sê nee man, wat gaan jy? Ja. Dan gaan hy nee. 'n Ja. Kind as jy vir hom sê, moenie die beker raak en die Ja. beker sal val. Ja. Dan sal hy luister na jou. Dat sal- Maar ons is so is teenoor die Here nie. As die Here vir jou sê, my kind, jy's nog besig nou saam met Ja. ons, bly weg. Moet ons is so gehoorsaamheid hê Ja. as 'n kind nie. En dit is so gesag en ons kan ewen dieselfde term gebruik om te Ja. sê dat jy as groot mens, onthou, ons moet ook kyk, Ja. dat daar was gesê, nou hoe kan ek as mens weer 'n kind word? Ek Ja. kan hy skryf onthou, daar is Yes, wat yes, gesê word, yes, maar yes, hoe yes. kan ek as 'n groot mens weer kind word? Hoe was dit gepraat? Ja. Die doping. Die doop. Die tweede geboorte, die doping. So wil ons kykers motiveer. Ja. Maak jou tyd, maak jou reg. Maak jou reg. Moenie nog wag vir môre en sê nee, ek gaan dit môre doen nie. Môre het ook 'n môre. Hy sê Doen môre. dit nou. Belag nou. Moenie wag nie. Moenie wag nie, van die tyd is nie versekerd nie. Die Ja. tyd nie eens jou vriend weet. Ja. Dan is die tyd. Niemand. So, jy moet vir jou voorberei, soos Ja. die skrif sê. Ja. Wag, wees wag. En ons die titel sê ontwak. Jy Ja. moet wakker skrik hier. Ja, jy moet wakker Jy skrik. moet wakker skrik. Nou, dis Ja. wat ons wil praat, die tweede geboorte. Ja. Die proses van die tweede geboorte gesag. Ja. Wat dit aan ons kykers net meer net duideliker maak aan hulle. Ja, die tweede geboorte. Ja, gesag. Kyk, die tweede geboorte as mens deur water. Die eerste geboorte is met jou geboorte van
jou moederskoot af. Yes. Jou ouers wat toegelaat het dat jy hier gekom het deur 'n DNA. Maar as daar 'n tweede geboorte deur water, Yes. waar jy deurgaan deur dompeling. In Galasiërs 3 sê die Bybel, hy wat saam met my begrawe is, het saam met my opgestaan. Yes. In ander woorde, wanneer jy jou dood die ou mens sterwe, dis die geboorte. Ja. So om weergebore te word, moet jy kan deur die doop gaan. Wanneer ons jou doop tot vergifnis van sonde, dan sterwe die ou mens uit. En daar kom 'n nuwe mens na vore. Dis die tweede geboorte. Die tweede geboorte, dit is 'n teken om te wys dat jy deel van God is. Yes. Dat jy saam met hom verenig is. Yes. Hierdie tweede geboorte, dit is 'n stempel wat op jou afgedruk word om te wys dat jy een van God se volgelinge is. Yes. Hierdie tweede geboorte is 'n teken om die mense te wys hier kom God se uitverkorenes. Want hierdie doop word 'n teken aan mense om hulle te doop tot vergifnis van sonde. Yes. Want onthou, jou eerste geboorte ontbreek jou Yes. van die heerlikheid van God af. So jy kan nie met die eerste geboorte graf toe gaan nie. Daar is te veel dinge wat jou ontbreek. Maar wanneer jy die tweede geboorte ingaan, dan bring dit waar die vergifnis vir jou kom. Want die Bybel sê ons doop jou nou tot vergifnis van sonde. So die tweede geboorte, God maak melding dat hy gee jou 'n geleentheid dat daar is 'n kans, daar is vergifnis. Jy kan regmaak, jy kan al doen jy ook foute en jy staan op en jy wil die ding weer regmaak. Dat die dooping of die tweede geboorte, hy toon die vergifnis in. Yes. Maar die eerste geboorte gee dit nie. Dis waar ons dierbaar is nou en ek is bly u noem dit die eerste geboorte en die tweede geboorte. En gesaag ek kan onthou as my moeder lief, sy was mos so gedoop mos so. Yes. En toe kom sy vir ons maar sy het vir my gekom sê my kind gaan doop jou. Yes. Berei jou voor my kind, maar ek het nie verstaan waarom. Ja. Ek het nie die kern regtig rondom het verstaan en ek weet daar is 'n paar mense wat dink vir hulle self maar dis net om jou gaan net in water en dan staan jy weer op. Ja. Hulle verstaan nie die spiritual Ja. ding wat daar aangaan. Ja. Hulle verstaan nie dat in spirituality dat daar die eerste liggaam sterwe en die geboorte van nuwe een Kom na vore. verstaan nie gesaag. Yes. Dis waar ek wil net hê dat jy moet dit net meer uitbrei vir ons en ek is bly jy het dit gedoen. Amen. En ek wil hê aan ons kykers, julle wat bekeer is, jy moet dis die stap. Ons praat van die stappe wat ons moet neem vir die tyd wanneer dit kom. Dat hy in ons huise sal kom soos die van die nag. Ja. Ons moet net weet dat ons het die stappe gevolg, ons het dit gedoen tot in eer en verheerliking van sy naam. Ja. En ek is bly ons het dis eintlik 'n baie interessante topik. Baie interessant. Dis 'n baie interessante topik. Dierbares, ons gaan 'n 5 minute break vat. Terwyl ons 5 minute break vat, geniet julle met ons Andreas Olifant se nuwe single Ewigheid en die Here seën. Amen. Glory to God. Wat is die mens dat hy aan hom dink? Die mens se kind dat hy hom besoek. Hy besoek hom van geslag tot geslag. Ja, van die derde tot die vierde geslaag. Die Here is my lig en my heil. By U sal ek skuil tot in ewigheid, in ewigheid, in ewigheid. By U sal ek skuil.
Welkom terug aan ons kykers. Ek hoop julle het die single geniet van ons Andreas Olifant, Ewigheid. Ja nee, daai is daar 'n ander single. Gaan kyk dit op sy YouTube channel. Dit sal beskikbaar wees op onder op die description box. Sal ek dit die link gee. Jy moet net daarso gaan kyk, like, share en subscribe. Asseblief. Die Here seën. Evangelis, ons het nog gepraat rondom die rapture en die tweede koms van die Here en hoe ons onsself moet voorberei rondom dit gesag. Maar een ding wat ek wil hê, ons moet eintlik weer terug na gaan is die rapture. Van ek het so 'n bietjie eintlik gefouteer met die verduideliking van die rapture, maar ek wil hê u moet dit net meer vir ons eintlik uitbrei wat op daardie spesifieke dag sal gebeur, die rapture en die Here sê. Bro Wayland, wat gebeur by die wegraping is die wegraping is nie vir almal bestem nie. As die Here moet kom en hy kom vat die uitverkorenes, dan moet jy seker maak jy's deel van die lys. Want die mense wat weggaan rap, hulle sê dat sal so wees, soos ek en u praat. Yes. Maar een oomblik praat ek met julle, jy kyk as jy lê klere. Dit is die wegraping. Wegraping is so, jy kan met die mense ry in die kar in. Die Bybel sê, dit is soos twee mense op 'n bed, die een skief van die ander een. Jy ry nog so met die persoon, die volgende oomblik sien jy, maar die kar ry alleen. Jy dien nog so die ene oomblik, jy die mense, hy's in die kring weg. Dit is hoe die wegraping gaan wees. En jy weet net nie wat er nog gebeur het. Jy weet net nie wat Jy's nog heel gebeur het. confused. Jy's heel confused. 'n Man weet jy net nie dis die rapture wat nog gebeur Dan het. weet jy, dis net die rapture. En daai dag sal so gebeur dat baie van die mense gaan weer die koms van die Here snap. Want dit sal nie net hier gebeur by ons nie. Dit sal oral in die wêreld. Internasionaal sal dit gebeur dat mense het net weggeraak. Niemand kan 'n verduideliking gee. Waartoe is die mense? Waar is die mense nie? Dit sal baie deurmekaar dag wees as daai wegraping plaasvind. Maar die Bybel maak melding, hy sê daar sal mense agterbly. Yes. Voor die koms van die Here. Yes. Maar dan sal dit nog nie die koms wees nie. Dit is nog net die wegraping. Die rapture. Die rapture. Na die rapture, dan is daar nog mense wat nog oorbly op die aarde, Yes. volgens Openbaring. En die mense wat oorbly in Openbaring, sê die Bybel, hulle moet dan nou volhard. Dis waar die Bybel inkom, dis die mense wat die laaste verdrukking gaan deurmaak. Dis die dae waar die anti-kris op sy slegste gaan wees. Dis die dae waar jy gaan gekonfronteer word, dien jy Christus, waar val jy? Dan sal jy met jou God verloon om die mense te dien, of jy sal bereid moet wees dat jou kop moet afgekap Dat jy word. moet sterwe. Dat jy moet sterwe ter wille van Christus. Ja, en dit klink so maklik gesag. Ja. En dit is eintlik hoe my pa het een keer genoem en gesê, hy lyk mos nou hierdie historiese movies te kyk, Ja. flieke van hoe die mense Christene van daai jare, Yes. hoe hulle met die swaard gelewe het, hoe hulle mense doodgemaak het, net oor die naam van die Here. En nou David, as jy net een keer geluister het, jou kop was af. Hy het net een keer verkeerd gepraat van sy God. Ja. Dan was jou kop af. Hy was af. Dis hoe hulle gelewe in daai tyd en gesag. En hy bring na my toe en hy vra vir my, Wayland, as ons nou, en ons gaan nou in hierdie dinge en ons sê vra vir die mense, jy obvious nou saam met die, wat is jou religion? As jy 'n Christen, of as jy nou saam met die wêreld, Ja, watter kant is jy? ja. En nou, kom ons maak 'n voorbeeld, jy staan derde in die lyn. En die ene sê, ja, is vir Christus, en jy sien, sy kop word afgekap. Ja. Die tweede ene sê, ek is vir die wêreld, en hy word vrygelaat. En jy is nommer 3, en jy is nou jou beurt. Watter kant sal jy kies, my kind? Hy vra vir my so, watter kant sal jy kies, my kind? Ja. Van, in die tyd en wens, onthou, die anti-kris gaan so sterk is, dit gaan, even nou ook nou, die anti-kris is sterk, maar dit gaan die sterkste is waar hy sal voorkom. Dis wat En die het- skrif sê. En hy's nou nog so bietjie in 'n geheim, maar dit is nie in 'n geheim nie. Ja, hy kom na vore. Hy kom na vore toe. En hy het geen simpatie nie. Dis links, dis regs, dis En die aan ons kykers, ek wil net sê, gaan lees die Revelation. Maar ek sal nie aanraai dat julle begin by Revelation. Ja. Want baie jy gaan verskriklik confused raak. Ek sal sê begin lees die Bybel, maar as jy nou regtig wil weet hoe dit gaan kom gebeur, gaan lees 'n bietjie vir Ja, Revelation. en die boeke van die laaste dae is, gaan lees die boeke van Esegiel, gaan lees die boeke van Daniël en gaan lees die boeke van Openbaring. Daai is die boeke wat jou meer 'n link gaan gee, want daar's baie gedeeltes in die Bybel waar hulle die anti-kris vergelyk met 'n dier.
Yes. Verstaan jy? Mark of the beast. Mark of the beast Ja. en wat. En as jy teruggaan aan Daniel, dan gaan Daniel jou gaan verduidelik rondom die koms, maar hy praat nou weer in 'n openbaring met diere. Die kop Yes. van die dier, die horing van die dier. Maar dis eintlik 'n diep openbaring because jy moet loop uitfigure wat is die betekenis van 10 horings? Wat is Die betekenis representation die dan. representation van 4 horings? Verstaan jy? Dan gaan jy kom sien die 4 horings wat teenwoordig die 4 koninkryke. Yes. En as jy kom kyk die tydperk wat die koninkryke verkondig, ons is nou al by die 4de koninkryk. Yes. Van die Ou Testament tot op die Nuwe Testament, ons is deel van die 4 koninkryke. Die laaste koninkryk wat nou gaan verkondig, na die koninkryk kom die Here mos. Yes. Daar sal nie meer gaan gepreek word en soveel dinge nou gedoen word nie. Ons is by die laaste. So Openbaring Daniel en in die Openbaring, hulle loop meer hand in hand. En dis 'n diep openbaring wat jy moet lees en verstaan. Dis eintlik 'n studie wat mense moet doen rondom die woord. So as jy liefde het vir die woord, sal jy navorsing doen. Yes. As jy nie die woord verstaan nie, Google dit. Yes. Google gaan jou ooit skop as jy nie die betekenis van die woord ken nie. En maar die revelation kom met die Bybel lees, met die diepte, die gees van God, met jy die diep verborgenheid van die skrif openbaar. Ja, en as jy Ja. die skrif lees, Ja. dan moet jy aan een raak met die skrif en dan gaan dit vir jou oopgaan. Ja. Wat eintlik hier so staan. Ja. Want ek kan onthou daar's 'n tyd gesaag, toe maak ek my Bybel oop en ek lees 'n skrif en ek lees hom net soos 'n lees. Ja. Ek lees hom net soos lees. En daar was ek het nie verstaan nie, maar meerdertyd. Ja. Meerdertyd toe begin ek besef ek maar nee Ja. man, die betekenis hiervan. Die maar die ding is relate eintlik teenoor hoe ek lewe vandag. Ja. Verstaan jy gesaag? Ek wil nie hê ons kykers moet van regwaar gesaag, soos ons hoofouderling gesê het vandag, toe Ja. gepraat van selfdissipline. Ja. As jy begin om die Bybel te lees en dan moet jy die uitvermoë krag hê. Jy moet die dissipline, die selfdissipline hê om dit te kan elke dag te doen. Asseblief. Kom ons wees julle, as jy 2 keer die Bybel oopmaak Ja. en jy lees, jy gaan dit lees met jou vleeslike Ja. oë. Jy moet dit so gereeld doen dat jou geestelike oë Ja. oop kan raak. Dat jy kan weet wat jy lees en verstaan wat jy lees. Want die Bybel raak 'n boek vir baie mense wat hulle nie verstaan nie. Want jy lees die boek soos wat jy jou selfoon se boodskap gaan lees of 'n tydskrif, maar die Bybel is heeltemal iets anders, dit is 'n lewendige boek. En soos ek sê, ons kan baie diep dinge, ek kan baie diep dinge met u deel uit die openbaring van die koms van die Here. Wat gaan gebeur en watter dinge plaasvind. Maar soos ek sê, dis so diep dinge dat ons kan ooit dinge raak in die video wat ek nie eintlik wil in diepte gaan nie. Yes. Maar al wat ek vra van my kykers, lees jou Bybel, lees Daniël, lees Openbaring, lees jou woord en dan sal jy verstaan in watter area of in watter season of in watter tydperk ons nou in lewe. Yes. Dan sal jy weet om jou voor te berei vir die koms van die Here. Moenie sê daar was nie 'n prediker wat ons gewaarsku het vir hierdie dag nie. Moenie sê daar was nie iemand wat God toevertrou het. Jy het die boodskap gehoor op die selfoon, jy het die boodskap gehoor op social media, by Yes. die kerk, by die huis. Iewers het jy gehoor daar is iets wat genoem word die wederkoms van die Here. En almal van ons wil ons voorberei vir die dag. Yes. Almal moet vir ons voorberei. En as ons te lief is, geliefdes, luister my mooi. As ons te lief is vir onsself, dan sal ons dit nie maak vir die laaste dae van die koms van die Here nie. Hier sit ek weet nie hoe gaan my lewe oor 20 jaar van nou af wees nie. Ek weet nie wat sal my besluite wees. Sal God my voor die tydperk al weggeroep het, of sal God my deel maak van die laaste disippels wat ook sal doodgemaak word, wat sy kop afgesny. Ek ken nie wat is die ideale plan wat God het nie. Yes. Maar al wat ons moet doen is ons moet ons voorberei. Ek het voorheen mos van my kykers gesê, as jy jou voorberei, dan kan God jou nooit onkan vang nie. Yes. Hy het dit genoem en gesê, die pa het gevra, as jy moet staan en jy sien die volgende persoon se kop word afgekap, Yes. sal u bereid dan wees dat jou kop ook afgekap moet word. Yes. Maar kom ons kom terug na die skrif wat die Bybel sê, moenie bang wees vir die mens wat die liggaam doodmaak, maar nie die siel nie. Die mens, dis kan, hy maak mens dood, Yes. maar hy kan nie siel doodmaak. 'n Mens se siel kan nie dood nie. Maar die rede hoekom ons daai dag sal baie bevrees word, is omdat ons onseker is. Maar as jy seker is oor jou Here, dan sal jy soos Paulus sê, ek is nie bereid om net gevang te word nie, maar ek is ook bereid om te sterwe vir Christus. Yes.
Maar hier praat ons van mense wat se hart in die ding in is. Hier draai jy nie om nie. Hier is die bangbroeke nie. Hier is manne wat 'n commitment gemaak het aan God. Hy staan vir sy ding. Hier is manne wat so Sadrak, Mesach en Abednego gesê het, alsou die Here ons nie verlos uit hierdie vuurheid nie. Nogtans sal ons vertrou op God. Ons sal nie die God van jou aanbid nie. Ons brand liewer maar in die vuur. Yes. Dis daai tipe geloof wat die Here kom soek by ons in die dae soos hierdie. Kyk maar rondom ons, hier's klomp valse profete, klomp mense wat klomp vervalsing en goed te doen en die twyfel van die mens raak al hoe minder teenoor God. Daarom sien jy die mense dink so niks van God. Yes. En ek dink ook niks oor Christianity. Dis hierdie klomp ander klomp fabelpredikers wat later sal maak dat die regering besluit, julle is almal klomp spotters. Ook gaan nou inkom en gaan nou changes maak. Yes. Want die wêreld dink almal is nie ernstig nie. Die wêreld dink almal van ons het 'n uitdag met die Here. En dis manne soos die wat God moet later expose. Wat maak dat dit lyk die evangelie is 'n speelplek. Mense wat die wonderwerk van die Here fake. Yes. Mense wat besigheid maak met die naam van die Here. Mense wat wonders en tekens met snaakse tekens na vore bring. Kyk net hoe bespotting lyk die werk van die Here hier op social media. Mense kom snaaks onder die krag. Daar word lelike dinge gedoen. Ek sit nou die dag en die gees van die Here openbaar my die ding. En hy sê vir my, my kind, jy moet kyk. Die is die vinnigste manier hoe die antichrist 'n speling nou gaan hê om vir julle te wil uitwis. Yes. Want hier is mense wat nie ernstig is met die werk van die Here Of die nie. erns van Of daarvan. die erns van daarvan nie. Ander mense dink hy gaan nog so speel. Dis soos in die tyd van COVID. COVID was eintlik vir ons voorberei hoe dit gaan wees. Waar is die profete wat so geprofeteer het? Wow. Waar was hulle wat so signs and wonders gehad het? Daar was nergens nie. Toe COVID net weer verbygaan, toe begin die mense net weer om hierdie goeders weer te implementeer. Yes. En hulle is die rede wat sal maak dat mense môre dink, maar Christianity is net 'n grap en dis waar God nêrens inkom nie. Maar mag die Here hulle help. Mag die Here saam met hulle wees. Mag ons die evangelie aan mense verkondig Yes. wat dit goed vind om hulle voor te berei. Al wat ek sê is daar is 'n koms wat op pad is. Yes. En nie een van ons is dit voorberei nie. Maar die Bybel sê as hy gekom het, hoor wat sê hy hier in 46. Ek hou van hierdie gedagte en ek wil dit lekker hardop lees dat jy dit lees. Hy sê gelukkig is daardie dienskneg vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Dis nou die Here wat die praat. Yes. Maar as daar die slegte diensknegte in sy hart sê, my Heer taal hom om te kom, hy en sy mededienstigde begin slaan en saam met hom dronkaards begin eet en drink, dan sal die Here van die diensknegte op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, op hy uur op hom afkom. Yes. Hy sê dan sal hy hom pynig en hom deelgenoot van die geveinstes maak, daar sal geen gekners wees van tande nie. So hier sê die Bybel, gelukkig is daai dienskneg. As die Here kom, dan gaan die Here hom besig kom vind. Yes. Maar vir hom wat sê die Here dan hom, kom ek gaan nog aan, kom ek drink nog, kom ek rook nog, kom ek vloek nog, kom ek maak. Die Bybel sê, dit is sleg vir daai dienskneg. Want as hy kom, dan sal hy sê, bind hom, gooi hom in die diepste van die vuur. Want hy is nie deel en werd om van my diensknegte te wees nie. Ja. Maar die Bybel sê, as jy die woord, die lewende woord van die Here bewaar, as jy dit op die tafel van jou hart skrywe, dan sien ek nie dat jy weet wat 'n mens agtermaak. En dis wat ek wil noem, as jy min bid, jy raak agter met God. As jy min Bybel lees, jy raak agter met God. Yes. As jy min ingeskakel is in die gees, jy raak agter met God. So vir jou as God kom, hy vang jou onkant, maar wanneer jy betyds bid en jy is ingestel jou gees, selfdissipline, dan sien ek nie dat die Here sê hy soos 'n dief op jou afgekom het. Hy het dan voorberei. Yes. Hy het dan gesê jy moet klaar maak, ek kom.
So hoe kan die Here onverwags kom as hy jou 'n tip afgee? En kyk wat maak die Here wel. Hy gee al die tekens. Hy sê julle gefeinstes. Julle is so slim. As julle die weervoorspellers kyk, julle sê julle so maklik môre gaan reën en hier kom 'n wolk op. Kyk maar ons weervoorspellers. Yes. Hulle weet môre waai die wind. Hulle ken nou al volgende week wat predictions wat hulle het. Nou sê God, nou sê die Here, julle is so goed met prediction. Maar hoe is dit dat julle nie my dag kan predict? Here, prys U. Vader, niemand kan die dag van die Here predict nie. En die Here sê, julle kan sê, maar my dag ken julle glad en al nie. Maar jy kan predict wanneer die son, wanneer dit bewolk is, jy kan predict wanneer dit reën. Alles. Jy kan al hierdie dinge predict. Ewen in jou eie lewe kan jy predict wat kan gebeur. Hy predict ook in jou lewe. Hy valse predict in jou lewe. Maar niemand het al ooit gekom en my gesê wanneer kan die Here kom nie. Dis hoekom die Here sê julle kan al die goede noem. Gesag en is so baie, dis eintlik snaaks as mens. Daar is baie video's op social media wat sê van die rapture gebeur, die tyd is nou maar as ek eintlik gaan kyk na uit watter kant dit kom met ligsinnigheid. Ja, dis dit kom met graad uit spotters. Ja, dis mense wat nie ernstig is. En dit is waar wat jy sê, dit gaan seker konflik veroorsaak om dit te noem, maar waarom is dit dan nou so dat julle nou julle vat dit as 'n grap? Ja. Maar dit moenie gevat word as 'n grap. Dit is glad en al 'n grappie. Maar nog steeds gaan die mense aan met waarmee hulle besig is. Hulle gaan aan, want die tipe spotters maak dit vir die mense makliker om aan te gaan. En nie die erns te sien nie. Maar weet jy wat gaan God nou doen? God gaan nou 'n lelike ding onder hierdie volk doen. Kyk die dode rondom ons, ons het geen beheer oor die dode meer nie. Ons sit met hande opgestel, ons sit te veel goede aan. Wat as 'n plek wat iets gebeur en ek dink dis iewers hier rond. Ek weet nie of dit 'n Chinese plekkie. Iewers dat hulle nou gedoen het waar die Japaneese nou besig is om te kyk aan hulle nie die weerkeer. Hulle wil die reën stop. Hulle produce wolke en so. Hulle wil die weer maak. Hulle wil die weer maak. Ek weet nie onthou jy daai plek waar daar so lelike storms en dinge Yes. Dubai is Dubai, daar is die plek, die lelike rampe wat Ja. Hoe kan jy die werke van die Here wil doen? Hoe kan jy teen God teen opstand kom? So magtige Here, wat jy kom kontrol en hom sê, ons wil nou ons eie wolkie maak. Nee, 'n mens op die aarde kan maak wat God gemaak het nie. En dis wat ons mense op pad is. Ons dink ons kan soos God wees. Dis hoekom die slang vir Eva gesê het, as jou oog oopgaan, gaan jy ook soos God wees. Julle gaan soos God dink. Julle gaan soos God dink. Julle gaan soos God praat. En dis wat die wêreld maak. Hulle dink omdat hulle 'n mond en neus het, almal kan teen God teen. Jy kom nie teen God in opstaan nie. Jy kom nie teen die Almagtige teen opstaan nie. En ek wil met my kykers praat, die wat die video hoor, die wat bietjie aan strydpot sal wees. Niemand kan teen opstaan teen die Here kom nie. Die God van Israel, die Here wat hierdie aarde gemaak het in 7 dae, gerus het van sy werke. Daar is niemand wat verby sy werke kan gaan nie. En ek is trots om 'n Christen te wees. Yes. En dit is sê vir my kykers, Yes. niemand kom in opstand met hom nie. Baie van hierdie lande gaan julle sien, hierdie snaakse tsunamies en reëne wat gebeur. Laat lees die skrif op. Wanneer 'n volk teen opstand teen God kom, en daai ding is 'n gruwel voor die aangesig van die Here. God bring daai dorp tot nik. Niemand kom teen opstand met God nie. Hy maak die reën, hy maak die dou, hy laat die son opkom, Yes. hy bring donker en nag. En daar's geen mens wat dit kan doen nie. Geslaag, dit is so vir my. Ek weet net nie hoe kan 'n mens wil begin so dink dat hy wil sy eie wolke maak. Ja. Hy wil nou die weer. Ja, Hy wil nou sê nee, ons gaan maak dat dit môre reën. ja. Dit is net maak nie vir my sin nie. Dit maak nie sin. Dit is against nature. Ons hoef eens te gaan van gesag, daar's paar mense wat dink nee, is net oor. Ons hoef eens te gaan, ons kan eintlik gaan na die natuur toe Ja. self. Dit is onnatuurlik om 'n wolk te maak. Dit is onnatuurlik om wil nou kom
sulke snaakse goed in nou wil toe kom maak. Ja. Ek kyk nou net daar 'n video waar ek gesien het, die mense wil nou mens maak. Woorde. Hulle wil Hulle wil mens mens maak. En mind you, hulle wil my selfe manier maak hoe God te maak. Ja, en hoe gaan Hulle gebruik nou sand. Hulle gebruik sand en dan maak hulle 'n rubberig, soos Ja. vel. Ja. En dan kleed hulle die robot soos. Ja. Die is 'n robot, ja, maar hulle wil hê hy moet ding nou soos 'n mens. Hy wil nou mens maak. Ja, maar hoe gaan jy dit red? Want die Bybel sê toe die mens wat blaas, hy sy lewende asem en hulle nou wat kan hy inblaas? Hy moet robots maak want hy is van die aarde. Yes. Jy is robot. God het nie robots gemaak nie. God het gesê kom ons maak mens. Yes. Na my beeld. Hy gaan praat soos ek, hy gaan oë hê soos ek, hy gaan ore hê soos ek. Ek is nie van yster gemaak nie. Ek is gemaak van 'n volmaakte. In my is lewende asem ingeblaas. Yes, gesag. Die mens gaan word soos God sê in die Bybel. Hulle wil dinge doen soos die Here. En niemand, luister my dierbares, ek kan maar wie ook is, niemand kan beter as God is. Niemand nie. Niemand. Jy kan maar nou hoe dink van jouself. Jy kan Jy maar sal nog dink, nooit nooit, kan doen. nooit, Nog nooit, nooit nooit, nie. nooit. Jy kom nie eens 1% teen, nie eens 1% kan jy doen wat hy doen. Nooit. Nie 1%. Ons dink ons is God. Weet jy wat is die probleem wat ek het met ons mense? En dis hoekom die gesien het die duiwel was uitgewerp. Satan het ook daai houding gehad wat die mense het. Toe die Here hom sê kykie, ek stel jou aan oor hierdie mense, laat sing hulle. Jy moet net gou toesig hou. Toe die Here weggaan, toe sien Satan, nee maar ek kan mos ook God raak. Ek het dan beheer, ek laat sing en die mense mooi. Yes. So as hy kom en wil ek hom sê kykie, jy moet nou vir my aanbid. Ek is nou nie meer onder jou nie. En dis hoe ons mense is, as God jou aanstel, dit bedoel nie jy moet nou bo hom is nie. Dit bedoel nou nie jy moet nou in kontrole is nie. En dis wat die mens maak op die aarde. Die fout wat hulle maak. God, dis wat hulle doen. God het ons op die aarde gesit om te vermeerder, om te verbeter en te versterk. Hy het ons nie gemaak om beter as hy te wees nie. Hy het ons nie gemaak om hom te overpower nie. Ons kan beter word, ons kan sterker word, ons kan beter doen as wat hy gedoen het. Maar God bly God. En dis wat ons moet weet. Ons is deur hom aangestel hier om hierdie wêreld vorentoe te vat. Maar die rede hoekom die Here moet kom, dis gevolg van die tipe goede. Dis gevolg van die tipe fabels. Wat maak dat die Here later besluit kom, ek kom maar. En ek wou eintlik daarop gegaan het wat jy genoem het van Lucifer. Toe hy in daai tyd en toe voel hy vir homself maar instead of Ja. prys die Here om na God toe, wil hy nou hê prys moet na hom Nou toe hom kom. toe kom. En nou ons as mens, ons prys Ja, as ons so juig in Ja. die kerk in, as ons so sing, Ja. en ons gee prys Prys. aan die Here. Aan hom. Maar die ene wat voel, Ja. hy staan voor daar so by die Ja. altaar en hy voel nou nee man. ja. Maar en ek nou, dis Ja. waarom die skrif sê dat ek moet minder word Sodat sodat hy meer kan word. Ons moet minder dink van onsself. Ons moet minder self Ons moet minder dink aan ja man, kom ek gee ook 'n bietjie vir myself ook nou prys man. Ja. Ons moet nie daai ding in ons hê nie. Ons moet nie. Ons moet weet dat ons is net 'n tool. Ons is net Ons daarso. is net 'n tool. Ons is net daarso om prys aan hom te gee. Nie om die pryse te Te ontvang nie, ons is daar om aan pryse te gee. daar se gesag. Aan ons kykers, ek sien die tyd is nog ons bietjie ver. Evangelis George, baie dankie vir hierdie wonderbaarlike woord. Amen. Dit was nog eens 'n bietjie 'n harde topik as ek eintlik Ja, die waarheid kan praat. Ja, dat topik. Maar ek hoop ons kykers het 'n bietjie wakker geloop raak. Hulle het bietjie Ja. wakker geloop raak dat die tyd van die Here is naby. Baie naam. En nie een van ons weet die tyd wanneer dit sal Ons ken aanbreek. nie sy uur. Ons ken nie die uur. Yes. Nou ek wil net hê jy moet 'n gebed nog doen vir ons kykers, Okay. sodat as met 'n voorbereiding. Ek wil net hê jy moet 'n gebed doen vir die voorbereiding wanneer hulle nou gaan in hulle kamer en hulle kom tot regte beseffing dat die Here is op pad en ek moet my huis gereed kry. Soos hier daar's 'n quote wat sê as jy wat jou huis skoon maak verwag gaste. Ja. So jy moet jou huis skoon maak. Jy Ja. moet gereed is om 'n gas te ontvang Yes. en die Here sê Kom ons bid saam, kykers, en ons saam met u bid vanmiddag. Heilige Vader, ons het 'n woord gebedien. Dit was so hard reg uit die troonkamers van God. Ons wil bid, Here, vir mense wat in hierdie liggaam woon, wat die huis hier is. Die Bybel sê as ons nie voortreffings reël,
dan sal die dief kom en kom steel en roof. Yes. En ek wil bid, Here, dat elke een in hulle se binnekamer gaan sif. Dit wat hy aansukkel, dit wat hy kort kom, dit wat hy moet voorgered word. Ons is nie hier vir ons eie koninkryke of ons eie gewin nie. Yes. Ons is hier omdat U ons aangestel het. Ons is hier om te bid vir mense wat verlore gaan. Ons is hier vir mense wat ons voorberei vir U koms. Alles wat ons doen, doen ons nie uit ons eie kragte en ons eie gewin nie. Maar ons doen dit sodat die koninkryk van God hierin moet wen. Ons doen dit dat mense moet kan gewaarsku word. Daar is 'n koms wat aan die kom is. Die Bybel sê dis 'n dag waar die wolk gaan rooi word. Dis 'n dag waar die natuur gaan praat oor hoe hy sal kom. Ek sien Here mense wat weghardloop. Die Bybel sê van hulle gaan sê heuwels bedek my, berge val op my. Ek sien die geknars van tande, mense wat bely sonder ophou. Maar hoe te laat is daar die woorde? Ek wil vanmiddag bid, Here, maak hulle oë oop, voordat dit te laat is, voordat hulle spyt is, voordat die dag, Here, sal aanbreek, wat die Here sê, elke tong sal bely, elke knie sal buig, dat die koms van die Here hier is. Here, help ons om die ladoes in te samel. Mense moet gered word. Hier is mense, Here, vanmiddag wat geluister het. Red hulle deur hierdie social media. Red hulle, Here, deur alles wat hulle moet hoor. Hier is mense wat deur die moeilikste dinge in hulle lewe gaan. Vat hulle vanmiddag raak, Here. Raak hulle tot op hulle 3de en hulle 4de geslag. Red hulle, Here, hulle kinders wat in drugs en tabak en rook. Vader, ek wil bid, maak 'n bevryding. Elke een wat in sonde vasgekeer is, bewak hulle, Here. Haal hulle uit die put van die hel uit. Red hulle soos 'n brandende hout uit die vuur en maak hulle bewus dat die koms van die Here is naby is, Here. Ons kyk die vervalsing, Here. Ons kyk die tsunamies in verskillende lande. Ons kyk die doodsyfer wat oorneem. Ons kyk alles wat rondom ons gebeur en ons besef dat U koms is naby. Help ons, Here, om besig te bly tot wanneer U weer sal kom. Dis my gebed in Jesus naam van Nazareth. Amen en amen. Amen en amen. Amen. Baie dankie Evangelist Eugene George. Hy was 'n wonderbaarlike gebed. Amen. En ek hoop ons kykers het eintlik geluister. En aan ons kykers, ons wil net weer eens sê baie dankie dat u hulle gekyk het. En ek hoop die boodskap het u hulle geraak. Dat die tyd van die Here is naby en dat u voorbereiding moet tref vir daardie dag wat kom. Evangelist Eugene George, baie dankie. Het was weer eens 'n goeie geleentheid om weer eens saam met u te kan praat. En van ons af as G&D Productions, ons wil net weer eens sê ons is terug en ons sal aanhou met ons series Onwak en ons sal ek hoop julle is gereed vir episode 2 van daardie episode gaan 'n bietjie anders wees dierbare. So ek hoop om julle daai te sien en like en subscribe en share aan u familielede, vriende van die woord moet versprei word. En die Here seën u. Baie dankie Evangelist George. En aan ons kykers, lekker nag vir u en die Here seën. Die Here seën, dankie.